Goeiemôre almal. Ek het baie om te sê, maar die dominee jaag met gesê ek moet gou praat want hy wil baie dinge op die hart om te praat. Namens die gemeente en die kerkraad wil ons vir julle almal sê baie geseënde Kersfees. Mag hierdie dag vir julle baie spesiaal wees. Geseënd wees saam met familie en met vriende. En dan dominee Robert, sy laaste Sondag hier by ons nou vir Kersfees en dan gaan hy bietjie met rus. So ek het vir hom gevra vanmôre gaan jy weg? Hy sê man gaan net vir 'n paar dae weg. So ons wil vir hom en vir Jandie sê gaan rus behoorlik. Sit die foon af, moet hom nie bel nie asseblief. Ons het ander dominees wat instaan kyk op die afkondigings. Dominee moet 'n welverdiende vakansie gaan rus werklik uit. En dan ons gaan aan die einde van die diens. Ek het vir hom gevra dit gaan makliker wees want almal staan mekaar en groet by die uitgang nou dan blok ons mekaar. Dan gaan ons eerder maar 'n bankkollekte opneem vanmôre. En dis 'n spesiale kollekte wat gaan vir Huis Louis aan Meiburg. Hulle het dit werklik baie nodig. Ja, dis al wat ek wil sê en dan jy gaan sien die kosbakkies is daar voor, die van julle wat dit dalk nie gehoor het nog nie. 11:00 kan jy daai kosbakkie daar agter vat en jy kan dit na die saal toe bring. Hier's vir baie plekke wat ons vandag gaan kos uitdeel. Kapie Aftree-woord is maar net een van hulle, maar daar's heelwat mense wat dit nodig het, werklik nodig het. En dan het ek net 'n briefie gekry wat ek gevra is om te lees. Dit kom van 'n gemeentelid wat gevra het ons moet dit asseblief vir julle voorlees. Ek hoop ek kan nog mooi sien. My wens aan u op hierdie dag mag die jare wat nog wag net geluk en vrede bring vir julle, self en vir u vriendekring. 1000 maal, 10.000 maal hoop ek dat dit met u goed sal gaan. My beste wense vergesel u op u lewenspad vorentoe. Geseënde Kersfees, liefde, Marinda Zeli. Baie dankie. Hy's nou reg. Mens groet so almal. Ek kan nie eers nou dink hoeveel keer ek geseënde Kersfees gesê het vanoggend nie. Maar baie welkom hier so almal. Goeiemôre en geseënde Kersfees. Dit is regtig 'n besonderse tyd, die hele opbou na Kersfees toe en om dan Kersfees saam te kan vier. Dit is 'n hoogtepunt. Vir baie is dit die hoogtepunt van hulle jaar. Party kom net Kersfees toe kom net kerk toe op Kersdag. Maar dit is 'n spesiale dag, 'n dag waar ons net bietjie stil staan en net nadink oor die wonder van God wat in Christus mens geword het en onder ons kom woon het. Ons dink na oor Jesus, ons verlosser en Here wat gebore is. En dis net genade. Ons verdien dit glad nie. So ons is so dankbaar. Ons vier eintlik fees vanoggend. Ons is so dankbaar vir die Here se groot liefde. En dit is 'n bietjie koeler. Ons gaan dalk 'n bietjie reën ook kry, maar ons het daai reën ook so nodig. Dis lekker om hier saam te kan wees en ek het daar vanoggend vir iemand gesien wat ek lanklaas gesien het. Hy het weer kerk toe gekom en ek is toe 'n bietjie verbaas. En sy pa sien dit en hy sê, "Jesus, jy's nou geskok. Jy gaan dalk eers kan preek nie." Maar dis lekker om die gereelde gesigte te sien, maar ook ander, ook besoekers. Baie welkom hierso vanoggend. Ek weet dis ook nie vir almal altyd 'n maklike tyd nie. Ek het nou in die week 'n gesin gesien waar die skoondogter en haar man en hulle kind het van Duitsland afgekom en toe raak sy net skielik siek. Haar skoonpa moes vir 'n operasie gaan ook nog en toe kom sy en sy's net verlam. So toe dink ek, dit is 'n heel ander Kersfees as wat hulle gedink het. So dalk is dit jou eerste Kersfees sonder 'n geliefde. Maar dit kan steeds 'n geseënde Kersfees wees, omdat ons op Jesus fokus. Hy is Immanuel, hy's God met ons.
So dit lê nie in ons omstandighede nie. Ek het so 'n tydjie terug, toe sê ek 'n paar jaar terug, toe het 'n koerant gesê dat dit gaan maar 'n treurige Kersfees wees in Suid-Afrika, want mense het minder geld om te spandeer. Dit is op 'n tyd dink, maar dit gaan nie oor sulke dinge nie, dit gaan oor die Here. Dis 'n Christusfees. So al het jy nie geskenke nie, kan jy nog steeds vol vreugde wees vandag, vol hoop. Kom ons groet mekaar, ons is broers en susters in Christus, ons is 'n geloofsfamilie, kom ons groet mekaar. Ons gaan nou nie vanoggend 'n kruisie uitdeel nie, maar baie welkom aan al die besoekers. Ek wil vra dat die kinders vorentoe kan kom. Daar gaan dalk 'n paar wees, maar julle kan vorentoe kom asseblief. Hier is vir julle ook ietsie. Ons moet nou net wag laat almal kom. Al bo is ook 'n paar. Ons is ook, kyk hoe stap jy. Is jy so bly oor Kersfees, jy is so met trots. Hy is nie skaam nie. Nee, dit is 'n wonderlike dag. Brian, hy is nou ons koster. Hy sê sy seun het vanoggend 5:30 toe hy opstaan, toe vra hy, wanneer gaan ons eet? Hy is toe al honger, hy wil eet. So ek sien ook uit om lekker te eet. Sien julle uit na dit om lekker te eet? Waarna sien julle nog uit vandag? Het julle al Kersgeskenke gekry? Julle almal al? En hoe was dit? Lekker? Hoe lank moes julle wag om dit te kon oopmaak? Die hele dag? Dis lank dan nie, want mens sien die Kersgeskenke lê daar, maar nou kan jy dit nie oopmaak nie. Wie het nog so gewag en gevoel dis moeilik? Ja, die ander julle kon maklik wag, julle het nie geworry nie. Julle is geduldig. Het julle geweet wat julle gaan kry? Was julle reg? En julle? Het julle reg geraai? Nee, verkeerd. Wat het jy gedink gaan jy kry? Jewelry. Soek jy mooi oorbelle en diamante en so aan. En toe wat kry jy? Skoene en snacks. Ja, maar dis ook lekker, dis mooi skoene is ook lekker. Wie wil nog sê wat hulle gekry het? Ja, wat het jy gekry? 'n dartboard. Jo, dis lekker. Nou moet die muur net mooi toegemaak wees. Julle gaan nou lekker speel nog. So dis lekker om 'n geskenk te kry. Maar wat dink julle is die grootste of die beste geskenk wat ons kan kry? Jesus, jy sê sommer dadelik. Ek het nou gedink julle gaan dalk sê 'n motorfiets of so iets, diamante. Maar Jesus is ons grootste geskenk. Dit help nie, ons is net bly oor die geskenkies wat ons kry, maar nie oor Jesus nie. Hy het gekom, hy het vir al ons sondes betaal aan die kruis, en ons verdien dit glad nie. So ons is baie bly, dit is hoekom ons fees vier vandag. Maar nou is hier 'n paar chocolaatjies, ek wil julle moet my help. Ons gaan een gee vir die oudste persoon hier vanoggend. So ons moet nou kyk, wie is die oudste persoon? Ek dink ons kan begin by 90 dalk. Wie is 90 wat vanoggend hier is? Dis nou nie om jou te verneder nie, om jou ouderdom bekend te maak nie. Dis maar net, dit is ook kosbaar as jy hier kan wees vanoggend en jy is die oudste persoon. So hierso is 'n 90 om Hannes. Is hy 91 nou? Is daar iemand bo 91? Ek kan amper nie dink nie, maar dit is wonderlik ook om Hannes, hoe hy op sy ouderdom nog kan stap, as ek daar by hom kom ook, hy is nog baie in sy tuin, en die Amarillas besig, so my sal nie sê die oom is 91 nie. Wil jy vir die oom een gaan gee? Daar so sit die oom, daar sien jy die hand.
Nou wil ek ook vra, wie is die jongste persoon? Ons gaan nou nie vra wie se baba nie, want die baba gaan nou nie die chocolate al kan eet nie. Maar wie is die jongste persoon wat nou self, wat nou kan sê? Hulle kan nou hulle hand opsteek. Wie is Tannie Belinda, voel jong vanoggend. Wie is 5 of 4? Is er iemand wat 4 is of 5 is? 6? Is er iemand wat 6 is? 7? Hoe oud is julle? 6? O, maar jy is Engels. 6? Ok, dan kan julle 2 kry. Ek dink hier is genoeg, ek gaan vir julle elkeen ene gee. Hier is vir julle ook daarom. So as jy nog nie 'n geskenk gekry het, dan het jy daarom nou 'n geskenkie. Dis 'n dag waar ons dink aan hierdie tyd aan hoe lief Jesus ons het. Ek dink jy gaan net genoeg wees. Anders moet julle maar 'n bietjie deel. Dis 'n dag waar ons dink aan, julle het al gekry, nee. Anders kry julle nou, hy wil nog een. Ons dink aan God se liefde, Jesus se liefde, maar ons dink ook, hoe kan ons dit vir ander mense wys? As jy so ietsie doen soos ek nou gedoen het, dan wys jy liefde. Jy gee om vir iemand. So, julle kan nou gaan sit weer. Dankie dat julle gekom het. Ek het nou vergeet, hier is 'n skattejag ook, so na die tyd kom haal net so 'n bladsy, al die kinders. Daar's iets vir wat julle kan doen vandag op Kersdag. Jason, jy kan nou vorentoe kom. Hy sit daar bo, ek en hy gaan die adventskranse aansteek. Ons het nou, dit was nou advent, so ons het nou vir 4 Sondae voorberei vir Kersfees. So dit het nou so opgebou tot vandag waar ons nou Kersfees vier. En dis 'n tyd waar ons weer besef het ons moet wag. Dis deel van die lewe. Ons het gewag om Jesus se geboorte te vier. Vandag vier ons dit met blydskap, maar ons weet ook Jesus gaan weer kom. So dit is wat ons ook na uitsien. Ons wag met hoop. En elke Sondag het ons nou 'n kers aangesteek wat iets gesê het van wat ons by Christus kry. Hoop, vrede, vreugde, liefde. En nou vandag gaan ons nou almal aansteek en hierdie Christuskers ook, om vir ons te herinner net dat Jesus het gekom. Hy leef. Die duisternis kon nie sy lig uitdoof nie. Niks kan hom keer nie. So ons gaan nou so beurtspraak doen. Ek dink jy moet nog een teruggaan aan so. Hy is nou bietjie verder aan. As hy nog, ek dink is nog terug. Okay. Ja, okay, daar is hy is nou reg. So ek sê die gedeelte langs liturgie en julle gaan nou elke keer iets sê langs gemeente. En dan gaan Jason vir ons die kerse aansteek. Ons vier vandag Kersfees, die fees van Christus se geboorte, toe God se seun mens geword het en onder ons kom woon het. Terwyl ons hierdie adventskerse aansteek, vir die vrede wat God skenk, jy moet nou saam met ons gaan, ja. En vir die liefde waarmee die Here ons verlos. U is Immanuel, God met ons. U is vir ons die bron van lig en lewe. Asai. Dit is nou, as my so baie is dit nou moeilik om presies saam te lees en almal op dieselfde pas. Maar al die kerse brand, die lig het al hoe meer geraak.
soos wat ons nou beweeg het na Kersdag, en vandag vier ons die ware lig wat gekom het. So ons is nie meer in die duisternis nie, daar's hoop, daar's lig, want Jesus het gekom. Hy is met ons. In Titus 2 vers 14, in die boodskapvertaling hoor ons die volgende. Christus het sy lewe ter wille van ons opgeoffer, om ons los te koop uit die mag van die sonde. Nou behoort ons net aan hom. Ons is sy volk, syne alleen. Nou wil ons net doen wat hy sê. Die lig wat elke mens verlig, Jesus Immanuel, God by ons, wat onder ons kom woon het ons vandag hier by mekaar geroep. So geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek het gevra dat Siska vir ons 'n keerspel so by mekaar sit. So ons gaan staan, ons gaan die Here loof en prys, maar daar's 3 liedere en ons sing vers 1 van elke ene. En dit gaan nou net oor na die volgende lied. Ons gaan nie stop en dan sê ek nou hier is die volgende een nie. Ons sing die liedere net soos wat dit daar opkom en soos wat Siska ons lei. Dit gaan alles oor die engele se lied, hierdie liedere. So kom ons sing saam, kom ons loof die Here. Amen.
ek wil nou hoor, die kinders kan nou maar net so vir my wys, of enige iemand, hoef nou nie 'n kind te wees net nie, wie het al die fliek gekyk van The Grinch, wat Kersfees ons nou gesteel, The Grinch That Stole Christmas, hy het Kersfees gesteel. Ek het dit ook gekyk gister, daar's nou verskillende weergawe, daar's nou 'n animasie een ook, maar dit is toch als vir my 'n lekker manier om ook te dink, waaroor gaan Kersfees werklik? Miskien kan julle as 'n gesin die fliek kyk vandag, as jy dit nou in die hande kan kry. Dit gaan oor, dit was nou 'n dorpie, Whoville, en hierdie Grinch, is nou hierdie groen man op die skerm, dit het eintlik gebeur toe hy nou jonk was, hulle het hom gespot oor sy hare, en toe skeer hy sy hare, maar hy het hom raak geskeer, toe spot almal hom, en hy was nou met Kersfees, so, van toe af het hy nou niks gehou van Kersfees nie, toe gaan bly hy nou buite die dorp, op 'n berg, een kant alleen, en almal was bang vir hom, almal het stories oor hom aangedra en gesê besop vir hom, so almal was bang vir hom. Maar die dorp was mal oor Kersfees. Dit was vir hulle die hoogtepunt. So hulle het te kere gegaan en alles was opgemaak en is geskenke en dit is allerhande kos en maar dit het hierdie Grinch heeltyd geïrriteer. Want as hy nou daar op sy plek een kant is, dan hoor hy hoe sing die mense. En hy het niks daarvan gehou nie. So hy het regtig Kersfees gehaat, maar mens sien in die fliek ook, hy's alleen, maar hy's eintlik nie 'n aangename mens nie. Hy's nie gelukkig nie, hy's kwaai, hy's sommer net sleg. Nou, wat hy toe gedink het is, ek gaan Kersfees stop. En hy het gedink, as ek die Kersgeskenke en die kos en die versierings wegvat, dan gaan daar nie 'n Kersfees wees nie. So hy het dit toe gedoen, hy het al die goed gevat, daar was niks, toe hulle nou op Kersdag opstaan, toe is daar niks, toe is daar niks geskenke nie, en versierings en goed nie. En hy dink toe nou, okay, nou het ek rus en vrede. Maar toe hoor hy, hoe sing almal nog steeds, en hy verstaan toe nou nie dit nie. Toe besef hy, Kersfees gaan nie oor die geskenke en die liggies en die kos nie. In die fliek het hulle nou, dit nou meer daaroor gegaan, dit gaan oor omgee en liefde en saam met ander wees. Maar Kersfees het nie gestop toe daar nie daai goed was nie. En daar was 'n meisie, Cindy Lou, en almal was bang vir hom, maar sy was nie. Sy het iewers gesien, hy het ook 'n goeie kant. Sy het na hom toe gegaan, sy het met hom gepraat, sy was vriendelik, sy het omgegee, en sy het hom heeltyd ingenooi. En op die ou einde het hy heeltemal verander. Toe gaan hy ook, en hy gaan gee al die geskenke terug. Die polisie het hom nou toe nie gearresteer nie, want hulle sien hy het die geskenke teruggegee, hy het jammer gesê. Maar dan gebeur 'n mooi ding, dan vier hy saam met hulle Kersfees, en hy ervaar ook daai vreugde en liefde. So, dit wys mense ook hoe mense verskil kan maak, soms net deur vriendelik te wees en om te gee, en uit te reik na ander met liefde. Ons dink aan hierdie tyd oor Christus se liefde, maar ook, ons wil ook die liefde van die Here deel met ander. Daar's baie geleenthede daarvoor. Partykeer is dit 'n kind wat so 'n verskil maak. Ek het gepraat met 'n gesin in die week, hulle dogter is in 2010 oorlede, en hulle wou van toe af glad die Kersfees en sulke goed vier nie, hulle was vir hulle hartseer, dit was moeilik, maar toe kom hulle kleinkind, en hierdie kind is opgewonde oor Kersfees, en is eintlik weer soos 'n lig vir hulle, en toe het hulle van nou weer begin Kersfees vier, en nou het hulle weer vreugde, maar hulle sê dis daai kind was soos 'n bietjie lig wat ingekom het. So moenie dink jy's te jonk nie, jy kan ook 'n verskil maak, of jy's te oud nie. Nou, daarso, ek wil julle net so 'n paar oomblikke vir mekaar net sê, wat sê die wêreld waaroor gaan Kersfees? En wat sê jy waaroor gaan Kersfees? Waaroor gaan dit regtig?
Kan net so kort vir die persoon langs jou sê, hoe sê die wêreld waar gaan Kersfees? En wat sê jy? Vanoggend uit Lukas 2 vers 1 tot 14 lees, en dis nou die hele Lukas 2 vers 1 tot 21 gaan oor Jesus se geboorte. Maar ons lees nou net tot vers 14. Kom ons bid saam voor ons dit lees. Here, ons is afhanklik van U. Ons is diep dankbaar vir U groot genade en liefde, dat U gekom het, Jesus, dat U ons kom red het, dat U ons vrygekoop het, maar dat U ook vir ons gewys het met alles, dat God ons werklik lief het. Partykeer voel ons dalk nie so nie, ons voel nie goed genoeg nie, maar U, Jesus, het gekom vir elkeen van ons. Ons kan U net dank daarvoor. Maar Here, ons leer ook by U hoe om te lewe. Hoe moet ons ander mense hanteer? Wat is regtig belangrik? Bo alles is dit die liefde. Here, ek bid dat U liefde ons liefdevolle mense sal maak, wat uitgaan na ander, wat omgee, wat dien. Here, dit is U wat ons inspireer, U groot genade. En as ons uit die woord uit lees, dan vra ons, Here, kom raak ons aan daardeur, kom praat met ons. Dit is U wat ons lei, wat ons lig is, wat vir ons verander, ten diepste. So kom Heilige Gees, doen dit. Help ons om nie selfsugtig vir onsself te leef nie, maar vir U en vir ander. Here, dankie dat ons hierdie dinge kan vra. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan lees uit Lukas 2 vers 1 tot 14 en ek lees uit die 1983 vertaling. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding, goeie nuus kan mens ook sê, van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Ons lees net tot sover. Nou hierdie keiser Augustus van wie ons gehoor het, hy was die
rykste man in die Romeinse ryk in daardie tyd. Hy was eintlik die magtigste man in die wêreld in daardie tyd. Belangrike persoon. En hy is iemand wat hy het met geweld en mag regeer. Dis hoe hy vrede behou het. Mense was bang vir hom. Hy het geweld gebruik sodat daar nie chaos is, sodat daar vrede is. As jy nou dink aan Jesus, hy is koning, maar hy is 'n liefdevolle koning. Ons is nie vir hom bang te wees die hele tyd nie. Ons kan in 'n lewende en liefdevolle verhouding met hom wees. Met die keiser was dit nie so nie. Hy het gedink hy is die een wat nou werklik in beheer is. Alles het nou vir hom dit gesê. Jy is belangrik, jy is in beheer, jy het mag. Mense moes maak soos hy sê. So hy besluit toe nou in die hele ryk moet 'n sensus gehou word, 'n volkstelling. As daar 'n sensus is, dan gaan hulle soos vandag nog, dan gaan hulle na die huise toe en dan vra hulle hoeveel mense bly hier, hoeveel verdien jy, sulke tipe goed. Hulle wil weet hoe lyk die land of hoe lyk 'n provinsie. Daai tyd het keiser Augustus ook dit gedoen. Hy het dit gedoen nie maar net om die mense te tel nie, maar is eintlik om vir belasting om belasting in te kry. So dit is hoekom hy dit gedoen het. Maar wat interessant is dat hy dink hy is in beheer, maar eintlik is dit God wat in beheer is. God gebruik vir Augustus, die keiser, laat sy plan uitgevoer kan word. So, omdat dit nou hierdie sensus was, toe moes Josef en die swanger Maria Bethlehem toe gaan. Want hy is nou hy kom uit die nageslag van Dawid. En sy was al swanger, hulle het heel waarskynlik geloop. Dit is, die stapafstand tussen Bethlehem en Jerusalem was so 8 kilometer, en die afstand tussen Nazareth en Bethlehem is so 136 kilometer. So dit is ver, as jy moet stap. Maar toe, terwyl hulle in Bethlehem was, het die tyd gekom dat haar seun gebore moes word. So wat nou toe gebeur het, oom kan 'n bietjie nader ook sit, as oom nie lekker hoor, ek sien oom hou die oor so, neem dalk bietjie harder sit aan so asseblief. Maar mens kan hier by die mikrofoon ook, by die luidspreker ook sit as dit help. So hulle moes toe Bethlehem toe gaan, en dit was eintlik wat die profesie in Micha 5 gesê het. Daar sal die Messias gebore word. So eintlik gebruik die Here vir die keiser dat sy plan uitgevoer moet. Hy dink ek reël 'n sensus. Dit herinner vir ons net weer God is in beheer. Selfs al sien ons dit nie. Ons sien nie altyd hoe die Here werk nie, maar hy is aan die werk. Die Here weet wat hy doen. Al is die wêreld in mekaar en is al so baie slegte dinge. Die Here is in beheer. Niks gaan God kan keer nie. Die sterkste, magtigste persoon in daardie tyd is 'n instrument in God se hand. Hy gebruik dit sodat sy plan uitgevoer kan word. So Jesus is toe in Bethlehem gebore. Hy is in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê. Dit was 'n manier hoe 'n moeder nou maar sorg gewys het aan 'n kind, om die kind so toe te draai. Dit laat die kind veilig voel, dit gee warmte ensovoorts. So dit tref my hoe Jesus ook kom. Hy kom as 'n baba, hy kom eintlik weerloos. Dit is hoe God in Jesus mens word. Hy kom nie magtig en kom maak oorlog nie. Hy kom as 'n baba, nederig. Hy word in 'n krib gebore. Mens kan ook sê 'n voerbak vir diere. Dis hoe hy kom. Dit is hy word nie in 'n paleis gebore nie. Maar dit is die God wie ons dien. Dit sê vir ons wie God is. En ons moet ook so nederig wees. Die wêreld wil baie keer 'n ander prentjie skep. Jy moet belangrik wees. Dit gaan oor jou. Jy is die middelpunt van die wêreld.
Dis nie hoe ons moet lewe nie. Sy koms wys ook vir ons dat God ons baie lief het, maar dat God geraak word deur die nood van mense. Mense het swaar gekry onder die Romeinse Ryk. Mense was in nood. Mense moes verlos word van sonde. Ons kan nie onsself red nie. Sonder Jesus se koms, sy dood en opstanding, was ons verlore in ons sonde. Ons hoor in vers 7, sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Nou die Griekse woord kataluma kan nou verskillend vertaal word. Hier word dit nou vertaal as herberg, maar dit kan ook verwys na 'n gastekamer by 'n huis. Dit is heel waarskynlik waarna dit hier verwys. Want as Lukas wil spesifiek na 'n herberg verwys, soos in Lukas 10 met die barmhartige Samaritaan, dan gebruik hy 'n ander Griekse woord, pandoxeion. So hier verwys dit nou heel waarskynlik na 'n huis. En daar is 'n eerste eeuse Israelitiese huis. Dit is nou so half oopgesny, laat mense kan sien. So op die boonste vloer was nou eintlik die leefarea. Daar sou hulle slaap en so aan. Aan die onderkant het hulle in die aande het daar diere ingekom. So die diere sou dan daar bly binne in die huis. Mens wonder nou bietjie hoe dit dalk geruik en so aan soms, maar die diere het daar onder gebly. So wat waarskynlik gebeur het is, dit was dalk 'n familiehuis van Josef hulle, en daar was bo nie meer vir hulle plek nie. By die gastekamer, daai deeltjie, dit was dalk al klaar vol. So alwaar Jesus toe nou neergelê kon word is in 'n krib, daaronder, eintlik waar die diere is. So as mens so aan dit dink, dit is eintlik vir ons dalk 'n bietjie skokkend, dat daar's vir Jesus die plekjie, hy word in 'n krib gebore, uit 'n voerbak van die diere. Maar dit wys net vir ons weer wie die Here is. Hy kom nederig, hy kom eenvoudig, hy kom nie met pragt en praal nie. Eintlik op 'n baie onindrukwekkende wyse. Maar Jesus het deel geraak van hierdie wêreld. Hy het werklik uit aarde toe gekom. Hy's ware God, maar ook ware mens. Dit sê vir ons ook, Jesus weet hoe dit is om op aarde te lewe, ook om swaar te kry. Hy ken dit, hy ken pyn, hy ken seer. So dit is waarskynlik wat hier gebeur het. En dan hoor mens nou in vers 8 tot 14 van die skaapwagters en die engele. En dit is ook interessant dat dit skaapwagters is. Hulle is die eerste getuies van hierdie goeie nuus. Hulle was baie onbelangrik in daai tyd. Hulle was laag op die sosiale leer. Hulle het nie baie aansien en status gehad nie. Was maar eintlik gewone mense, onbelangrik. Hulle getuienis het in die hof eintlik nie getel nie. Mense het dit nie as betroubaar gesien nie. Maar hulle is die eerste getuies van die goeie nuus. Dit wys mense ook net weer hoe die Here enige iemand kan gebruik. Die Here, dit was nie die rykste mense of die belangrikste mense of selfs die heel godsdienstige mense wat die eerste getuies was nie. Sommige mense wat daar skape in die veld oppas. Dit wys ons maar net weer, ons elkeen is ook 'n getuie. Ons moet nie dink ek is te eenvoudig of te onbelangrik of wat ook al nie. Die Here wil ons elkeen gebruik. Ons hoor in vers 8 en 9, daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. As mens nou net dink hoe dit moes gewees het, mens sal skrik. Dit is onverwags. Dit is eintlik oorweldigend. Maar toe sê die engel vir hulle, as dit gebeur is mens van nature bang. Wat gaan nou hier aan? Dit is buitengewoon, dit is Die heerlikheid van die Here het hulle gesien.
Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. As mens nou net daaraan dink ook, eintlik moes ons geoordeel geword het vir ons sonde. Ons moes eintlik gestraf geword het. Maar hier kom goeie nuus, want Jesus kom, hy kom met genade, hy kom om ons te red. Dit is besonder. Ons is dankbaar daarvoor. Die 2020 vertalings, Afrikaanse vertaling sê, toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus die Here. Dis die goeie nuus. Ons vier fees daaroor vandag, dat ons verlosser gekom het, dat hy gebore is, dat hy ons kom red het, dat hy ook opgestaan het. Hy is die Here. So ons hoor hier 'n paar dinge oor Jesus. Hy is die verlosser. Dis die goeie nuus. Net hy kon ons red. Net hy kon ten volle betaal vir al ons sondes. Hy het dit gedoen. Sonder hom is ons verlore. So ons is dankbaar daarvoor. Daar is 'n lied, geskenke met Kersfees, en dit sê, geskenke met Kersfees en almal is bly, maar het jy die grootste geskenk al gekry? Die kind, die verlosser, deur herders vereer. Voor hom met geskenke buig wyses hulle neer. So ons is dankbaar vir ons verlosser wat gekom het. Dis net genade. Ons hoor hierin ook die woord Christus. Hy is die Messias, hy is die gesalfde. Hy is die gestuurde van God. Die een vir wie mense lank gewag het om bevryding en hulp te kom bied. Ons weet Jesus het gekom. Dit gee vir ons hoop. Ons het ware hoop. Maar ons hoor ook die woord Here. En in die Grieks is dit Kyrios. En dit is die Griekse woord wat gebruik is om die Hebreëse woord vir God, Jahwe, te vertaal. So dit lig ook die goddelikheid uit van Jesus. Hy is God wat mens geword het. Hy was nie maar net 'n mens nie. Ware God, ware mens. Maar hy is die Here, en dit is wat ons ook moet onthou. Ons het verlede Sondag ook, het ek daaroor gepraat. Hy is nie net ons verlosser nie, hy is die Here, hy is die koning. Aan hom is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Dit gee vir ons hoop. Ons het ware hoop. Ons is op pad na God se goeie toekoms toe. Waar daar nie meer slegte goed gaan wees, ongeregtighede, hierdie verskriklike goed wat ons in die nuus sien nie. Maar ons moet hom volg. Ons kan nie sê ek soek net 'n verlosser nie. Hy is ook ons Here, ons moet hom dien, ons moet hom volg, ons moet toegewyd wees aan hom. Ons moet vra, Here, gee ons daai passie om U te volg. So dit is, ons moet vandag weer opnuut besluit. Ek het die Here lief, ek wil hom volg, ek wil gehoorsaam wees. In vers 12 hoor ons, en dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Maar skielik was daar saam met die engele toe 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê. Dit moes besonder gewees het. Hulle sê toe eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Ek gaan nou iets daaroor ook sê. Wat ons net moet onthou is Keiser Augustus is vereer met titels soos verlosser en bringer van vrede. Mense het gedink hy is die een wat ons verlos. Hy is die een wat ware vrede bring. Hy het dit reg gekry in sy tyd na so 2 dekades van chaos om stabiliteit te bring, om vrede te bring in die Romeinse Ryk. So hulle het toe dit gebruik, die Romeinse Ryk, en gesê, wees gehoorsaam, wees loyaal, doen wat ons van julle vra, dan sal dit goed gaan, dan sal daar vrede wees. Maar eintlik was daar maar uitbuiting. Hulle sê die elite was maar 2%,
Hulle was ryk, hulle het lekker gelewe. Die meeste mense was arm en het swaar gekry. So, dit was eintlik nie so goed soos wat hulle dit wou laat lyk het nie. Maar daar was verkeerde goed, ongeregtighede, uitbuiting. Ons ken ook baie van daai tipe goed. Party verryk hulle self ten koste van ander. So dit is wat eintlik aan die gang was. Maar nou kom hierdie goeie nuus dat Jesus het gekom. Hy is die ware verlosser. Hy is die een wat ware vrede bring. Nou ons sien nie hierdie vrede eintlik nie. As mens na ons omstandighede kyk, sal ons sê onvrede eenheid. Maar ons as Christene kry vrede by die Here. Hy het ons versoen met God. Hy bring vrede tussen ons en God. Maar hy bring ook vrede tussen ons as medegelowiges. Hy skep 'n vredesgemeenskap. Dit wat ons gewoonlik skei, die skeidingsmure, het hy afgebreek. So dit wat hier staan is baie waar, in Christus is ons een. En ons kry net ware vrede by hom. As ons nie vir hom het nie, gaan ons nie vrede hê nie. So, die omstandighede lyk nie so nie, maar ons het vrede. En ons weet, vrede, in die Hebreëus shalom en in die Grieks eirene, is nie maar net, daar is nie oorlog nie, dis iets beter. Dis herstel, dis welwees, harmonie, heelheid. Dit is wat Jesus ten volle gaan bring as hy weerkom. Alles gaan reggestel word. Daar gaan nie meer seer en gebrokenheid wees nie. So ons sien uit daarna. Ons wag met hoop. So ten spyte van alles wat aangaan, moet ons hoop hê. Kan ons vreugde hê, kan ons vrede hê. Maar ons kry dit by die Here. Ons moet ons oog op hom gefokus hou. Anders raak ons moedeloos en kwaad en wanhoopig. So, ons is so dankbaar dat ons nie aan ons eie agtergelaat is nie. Dat Jesus gekom het. Hy is ook by ons, hy is Immanuel, God met ons. Hy is by ons. Hy los ons nooit. Al is dit hoe donker en moeilik. Hy is met ons. En hy gaan weer kom. Niks kan hom keer nie. Maar ons moet ook vredemakers wees. Dis hoe ons moet lewe. Geseënd is die vredemakers, het Jesus gesê. So, ons moet vrede maak. Maar ons moet ook onthou waar ware vrede vandaan kom. Kom ons bid saam. Here, ons dank U dat U gekom het, dat U vir ons vrede gee. U het gedoen wat ons nie self kan doen nie. U het die dood oorwin. U het ons verlos. U is met ons. U is die Here. Ons het daarom hoop. Help ons om U met passie voluit te volg. Here, help ons om, as ons fokus verloor, terug te kom na U toe, na die ware lig toe. Here, ons bid dat U vandag mense sal aanraak, wat hoor van die goeie nuus. Maar mag ons dit ook versprei, met woord en daad. Mag ons met ons lewe getuig van U en U liefde. Here, ons doen dit alles uit dankbaarheid vir U, ons grootste geskenk. Ons loof en prys U. En ons bid vir die wat siek is, wat vandag in die hospitaal is dalk. En vir hulle gesinne. Wat voel, dit is donker. Ons is oorweldig. Mag hulle U so ervaar. Mag ons elkeen U ervaar. En ware vreugde ervaar. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar gaan nou geleentheid wees vir die gee van die dankoffers.
Ons wag nou nog net vir hulle om te kom, maar ek wil net noem, mense het nie altyd kontant by jou nie. Ek weet dit gebeur. Daar is ook barcode, SnapScan barcodes daar op die banke, so as jy so ook wil bydra, kan jy. Dit help ook. Julle is nou klaar. Ons gaan staan en stille nag sing, vers 1 tot 3. Ons sluit met hierdie lied af. Ontvang die seën van die Here en gaan uit in sy vrede. God se hoop is vir jou 'n anker te midde van die hopeloosheid van die wêreld. God se vrede hou oor jou hart en verstand die wag. God se vreugde dra jou ook deur hartseer tye. Mag God se liefde vir jou so 'n werklikheid wees dat ander God in jou sal beleef. Amen. En dan sing ons amen.